Goeiedag en baie welkom by ons volgende les oor die Koninkryk van die Here. Dankie dat jy in 'n sirkel is, of saam luister of moeite doen, saam met iemand hierdie te luister. En dalk aan te stuur ook vir ander. En ons wil leer oor die woord van die Here. Nou jy kan saam met jou huisgesin daar sit en dit maak 'n groot verskil vir jou en jou huisgesin. Manier hoe jy jou kinders kan leer oor die Bybel en daaroor te praat. So kom ons bid saam. Vader, dankie dat U ons liefhet. Dankie dat U vir ons omgee. Dankie dat U 'n God is wat met ons is. En Jesus, dankie dat U die koninkryk aan ons kom bekend stel het, die Vader aan ons bekend stel het. En ons kan leer van U woord. En ek bid dat ons harte sal oop wees om U woord te ontvang hier binne in ons hart. Dankie vir U liefde in U naam. Amen. Nou ons gaan vandag werk uit Matteus 18. So jy kan jou Bybel oopmaak Matteus 18. Ek lees vir jou daar in die Nuwe Lewende Vertaling en uit die 83 vertaling uit. En so maak jou Bybel daar oop, wat baie goed is om uit verskillende Bybels uit te lees. Dit is baie goed. So ons praat oor die koninkryk van God, die stories. En nou dink ek weer daaraan, hoekom het Jesus stories gebruik? Want eintlik 'n storie maak dat jy iets snap, dat jy iets verstaan. Plus 'n storie kan vir verskillende nasies, volke, mense en stories hou vir jare aan. Is dit nog steeds dieselfde waarde wat daar is. Nou as jy sien die stories wat Jesus vertel het en Matteus wat dit opgeteken, moet jy verstaan, Matteus skryf vir die Jode. So daar's heeltyd dit wat die wet sê en dit wat Jesus leer. Dit wat die wet sê en dit wat Jesus leer. En ek dink dit is baie goed en dat ons dit gebruik, want ek sien vandag se daar wil mense weer teruggaan na wettisisme toe en hulle wil hierdie wet hou en daai wet hou. Dis nie wat God wil hê nie. Dat ons Jesus moet ken. Nou koninkryk weer eens beteken dis heerskappy. Dit beteken God wat heers, dit beteken God se beginsels, God se reëls wat nou 'n effek in jou lewe het, maar ook in die toekoms 'n effek in jou lewe het. Nou die ander dag vra iemand vir my, maar jy weet in vandag se moderne lewe, hoekom moet ons nog in God glo? Is jy seker dat die Here dit nog waarde het om 'n Christen te wees? En weet jy, iemand het so mooi geantwoord dat die geskiedenis het God as waar bewys. Reg deur die geskiedenis, mense wat by die Here uitgekom het en God is waar. Plus die bewyse, geskiedkundige bewyse. Plus nommer 2 is God se manier verander jou lewe. As mense God se manier begin toepas, verander dit verbeter hulle lewe. En dink hierdie aan, as almal op hierdie aarde doen wat God sê, gaan ons hemel op aarde beleef. En daarom is dit belangrik dat ons na die Here sal luister. Nou, ek het dit al 'n vorige les gesê, maar ek wil dit weer hiermee begin. Nou in Matteus 16 kom Jesus en hy vra vir hulle, wie sê die mense is ek? En dan kom hulle en hulle antwoord, dit klom goed. Dan vers 15 sê hy, maar julle het hy gevra. Wie sê julle is ek? En eintlik is dit 'n goeie vraag vir ons ook in die sirkel. Ons ook in vandag se lewe. Wie sê ons is Jesus? En Petrus antwoord, eers die Christus, die seun van die lewende God. Eers die Christus, die seun van die lewende God. Gelukkig is jy Simon Barjona, het Jesus hom gesê, want dit is nie 'n mens wat dit aan jou geopenbaar het nie, maar my Vader wat in die hemel is. So dis baie belangrik daardie woordjie openbaar, dat elkeen van ons het 'n openbaring van God nodig. Ons het ontmoeting met die Here nodig. Jou pa en ma kan dit nie vir jou gee nie. Jou pa en ma kan nie die Here dien namens jou nie. Die kerk kan jou nie aanvaar. Nou besluit die kerk, jy gaan 'n kind van die Here wees en die kerk aanvaar jou, nou gaan jy hemel toe. Kerk kan dit nie doen nie. Mense kan dit nie doen nie. Ek en jy moet 'n openbaring by God hê. En hier sê hy vir Simon, hier sê hy vir Petrus, dat die Vader dit in jou openbaar het. En vandag het ons die Heilige Gees, die Vader wat deur die Heilige Gees aan ons openbaar wie is Christus. En dan sê hy vir Petrus, en ek sê vir jou, jy's Petrus, en op hierdie rots sal ek my kerk bou en die magte van die doderyk sal dit nie oorweldig.
Nou vir my was dit baie belangrik toe ek hierdie snap en besef, as ons oor Jesus preek, die magte van die doderyk sal dit nie kan oorwin nie. Al wat ons moet doen, ons moet oor Jesus preek, die openbaring van Jesus. En dan sê Jesus vir hom, en ek sal aan jou die sleutels van die koninkryk van die hemel gee. En wat jy op die aarde toesluit, sal in die hemel, die geesteswêreld, toegesluit bly. En wat jy op die aarde oopsluit, sal in die hemel oopgesluit bly. Dan praat hy hemel hier van die geesteswêreld. En jy moet verstaan dat die geesteswêreld is baie groter as ons fisiese wêreld. Die geesteswêreld was eerste daar voor ons fisiese wêreld. Maar hy sê, ek gee vir jou die sleutels om goed toe te sluit en oop te sluit. Nou ek wil duidelik sê, ek kan nie kom en sê, hoorie, ek sluit die hemel vir jou toe nie. Dis nie waarvan die Here praat. Die Here praat van, hy gee ons autoriteit. So hy kom en hy leer ons, openbaring wie Jesus is, daarna begin ons te leer die beginsels. Dan sê hy, jy kry autoriteit. As ek die sleutels jou gee, het jy autoriteit. Jy het gesag op hierdie aarde om dit wat jy sê, dit wat jy toelaat en dit wat jy nie toelaat nie, gaan in die geesteswêreld ook gebeur. So ek kan iets bind en dit gaan gebind wees. Ek dit stop, dit toemaak, dit nie toelaat nie en dit gaan nie weer gebeur nie. Of ek kan 'n ding losmaak. Ek kan 'n ding oopmaak en dit gaan gebeur. Soos byvoorbeeld, as ek nou kom en sê, ja, ons arme mense, jy weet, ons arme mense. Jy maak armoede oor jou los. Dis wat jy doen. Jy weet, ons het maar baie challenges, dan probleme. En raai wat, dan maak jy probleme oop. Meer en meer probleme kom. As jy kom en sê, man, weet jy wat, God seën my. God se goedheid is oor my. Ja, ryk mense, ek praat van ryk mense. Ja, ek's 'n ryk mens. Wat maak jy? Jy maak geld los. Jy maak voorspoed los in jou lewe. As jy sê, man, geloof. Ek sukkel met geloof. Wat doen jy? Jy sluit geloof toe in jou hart, maar ook in die geesteswêreld sluit jy dit toe. Met jou woorde, dit wat jy sê, maak jy oop en toe. Nou wat baie belangrik is, ek kan met Johan Sertsen praat hieroor dat 'n sleutel gee my autoriteit, maar dit gee my ook verantwoordelikheid. So as jy die sleutels het, het jy verantwoordelikheid. Nou as ek daar by die tronk, nou as ek by die tronk is, dan is ek nou eers by 'n ingangsportaal, dan sluit hulle vir my die deur oop, dan gaan jy deur 'n hek en dan sluit hulle die volgende hek oop en dan druk jy 'n knop en dan sluit hulle die volgende. Sulke groot sleutels wat hulle die hekke mee oopsluit. Nou het ek al gesê, man, ek wil 'n bietjie voel hoe draai daai. Nee, hulle wil dit nie doen nie. Hulle wil dit vir my gee om oop of toe te sluit nie. Want dit is sy werk, sy verantwoordelikheid. Nee, hy other day. Hy wil nie ek moet dit voel nie. En ek kan nie verstaan eintlik hoekom nie. Ek sê nie tronk nie. Ek wil net voel dit om my deur oop te sluit. Maar dis sy werk. Hy het autoriteit. En ek dink hy kom in die moeilikheid as iemand sien maar die sleutel is vir iemand gegee wat hom nie mag hê nie. Nou moet ek sê Jesus, ek gee vir julle die sleutels. Vir wie? Vir die wat 'n openbaring oor Jesus het. So ek het 'n verantwoordelikheid, maar dis dan ook my werk. Dis dan iets wat ek moet doen en dan moet jy verstaan, jy moet dit reg doen. Want as jy dit nie reg doen nie, gaan dit 'n effek op jou lewe hê. As jy dit nie reg doen nie, gaan ek wil amper sê effek op jou lewe, effek op jou kinders, jou nageslag. Jy gaan in die moeilikheid kom omdat jy dit nie doen nie. Nou, sleutels kan ek ook sê as ek hier sleutels het, dan sê die Here, hier's beginsels. Hier's beginsels. Hier's beginsels. Hier's beginsels. Dan wil die Here eintlik sê, gebruik hierdie sleutels tot jou voordeel dat dit vir jou kan werk. Nou, is jy reg? Kom ons begin lees vandag se storie. Matteus 18. Julle almal ken die storie baie goed. Matteus 18 vanaf vers 21. En daarop kom vra Petrus hom: Here, hoeveel maal moet ek 'n medegelowige vergewe wat iets verkeerd teen my gedoen het? Selfs tot 7 maal toe? Nee, verseker Jesus hom. Nie tot 7 maal toe nie, maar tot 70 maal 7 toe. So, die Here maak dit eintlik baie groot. Dit beteken die Here sê 490 keer. Skryf dit bietjie in jou boekie daar neer. 490 keer moet ek dieselfde persoon vergewe. Dis wat Jesus sê.
Nou gee hy 'n sleutel. So Jesus kom, nou gaan hy vir hom 'n storie vertel en hy vertel die storie sodat Petrus hulle kan leer hoe om te vergewe. Hy sê om hierdie rede kan God se koningsheerskappy, koninkryk vergelyk word met 'n koning wat besluit het om na te gaan wat sy amptenare hom skuld. Skaars het die ondersoek begin of een word na hom toe gebring wat hom miljoene rande skuld. Nuwe lewende vertaling. En toe hy dit nie kon bybring nie, gee die koning opdrag dat hy, sy vrou en kinders en al sy besittings verkoop moet word om sy skuld te betaal. So die koning gooi hom nie tronk nie om sy skuld te betaal. Hy val toe voor die koning neer, smeek hom, gee my kans, ek sal alles aan u terugbetaal. Nou baie belangrik. Daarop het die koning hom innig jammer gekry. Innig jammer, onderstreep dit, innig jammer gekry. Hy het hom laat gaan en sy skuld afgeskryf. Toe die amptenaar daarvandaan weggaan, loop hy egter een van sy mede-amptenare raak wat hom net 'n paar rand geskuld het. Hy gryp hom toe aan die keel en sê betaal jou skuld. Sy mede-amptenaar val toe voor hom neer en smeek hom: "Gee my kans, ek sal alles aan u terugbetaal." So hy doen presies dieselfde, hy vra vir genade. Maar daarvan wou sy skuldeiser nie hoor nie. Hy is daar weg en het hom in die tronk, nie kom ons verkoop jou nie, in die tronk laat gooi waar hy sou moes bly totdat hy al sy skuld afbetaal. Nou voordat ons verder lees, nou dink ek daaraan, as jy iemand nou in die tronk gooi om sy skuld te betaal, dan verloor jy eintlik. Want as hy in die tronk sit, hoe gaan hy sy skuld betaal? Die koning het eintlik 'n beter plan, verkoop alles, verkoop hom as slaaf, sy vrou as slaaf, kinders as slaaf, dan kry hy dan iets terug. Maar hierdie ou gaan gooi hom in die tronk, want ek wil nie vergewe nie, ek wil dit terug hê, gooi in die tronk. Maar as iemand in die tronk sit, dan kan hy betaal nie. Nou wat met onvergewensgesindheid gebeur, is dat hier binne in my hart is daar 'n tronk, en ek vat iemand en ek sit daardie persoon in my tronk. Daardie persoon weet dit nie eers nie, maar daai ou is in my tronk, en ek haat en ek bitter en ek skwaad, en hy is eintlik in my tronkies, en ek wil niks met hom te doen hê nie. Maar nou weer eens, as hy daar in die tronk sit, dan gee jy hom kos, en jy moet vir hom sorg, en jy voer hierdie bitterheid, hierdie onvergewensgesindheid, daai ou gaan aan met sy lewe. Julle ken die gedeelte van die storie wat mense altyd sê, as jy nie vergewe nie, jy drink gif en jy hoop daai ou raak siek. Dis eintlik wat hy sê, ek gooi hom in die tronk, dat hy nou moet betaal, maar as jy nie tronk is, kan jy nie betaal nie. Nou lees ons verder, vers 31, en toe sy mede-amptenaar sien wat gebeur het, was hulle uitermate ontstel. Hulle het alles wat gebeur het aan die koning gaan vertel. En daarop het die koning daardie man dat roep en vir hom gesê: "Jou elendige vent, toe jy my gesoebat het, het ek jou al jou skuld afgeskryf." Nou hoor jy weer dieselfde by al die stories van Jesus, dat die Here kom, dat hy rekenskap gaan vra, en dat hy sekere goed van jou verwag. So God gee jou 'n sleutel, en nou verwag God iets. Nou sê hy, moes jy nie ook jou mede-amptenaar moes jy jou ook nie oor jou mede-amptenaar ontferm het, soos ek oor jou ontferm het. Met ander woorde, die koning het hom innig jammer gekry. Kry hom ook innig jammer, ontferm jou oor hom. Woedend het die koning hom toe oorgegee aan die pynigers, om elke sent uit hom te pers totdat al sy skuld betaal het. Nou moet jy baie mooi oplet. Dis nie God wat hom pynig nie, maar God gee hom oor. Nou sê hy, so sal my hemelse Vader ook met julle maak, as julle weier om julle medegelowig met julle hele hart te vergewe. En dit is baie belangrik. Ek kry baie keer mense wat sê, ek sal nie vergewe nie, ek kan nie vergewe nie. Of hulle sal sê, ek vergewe, maar ek vergeet dit nie. Met ander woorde, hy sit in sy tronk, hy in sy hart, en hy sit hierso, hy het geen medelee en hy het geen innige meegevoel nie. En kan ek jou sê, God hou nie daarvan nie. So sal God ook met julle maak as julle weier om hom te vergewe. Nou, jy moet verstaan, God het nie geduld met sonde nie. Hy verwag dat jy is in sy koninkryk. Hy gee vir Petrus, luister, hier is die sleutel. Ek leer jou iets nuuts. Jy moet vergewe. En dan maak God die getal so groot, dat ons eintlik maar moet sê,
Ons moet 'n lewe van vergifnis hê. Dis wat ons moet leef hê. En God het genade met jou. Hy het nie genade met sonde nie. Maar ek besef dat God het genade tyd met jou. As jy nou 'n jong Christen is, en iets gebeur, dan het God genade tyd met jou en sê, okay, goed, daar's 'n genade tyd wat jy nou kwaad en ongelukkig is en te kere gaan en whatever, maar daar kom 'n tyd wat jy nou moet vergewe. Ek dink ook as jy nou 'n kind is en daar gebeur goed met jou as jy 'n kind is, dan verstaan God. Luister, hier's 'n genade tyd. Ek gee jou genade tyd om hierdie ding uit te sorteer. Maar jy moet ook besef dat 'n genade tyd beteken nie 10 jaar nie. Genade beteken nie totdat jy nou lus is nie. Inteendeel, ek dink baie keer het mense se genade tyd uitgeloop en nou begin hulle pyniging beleef. Hulle begin in hulle siel, hulle gees en hulle liggaam begin hulle pyniging beleef. En ervaar dat daar's net moeilikheid in hulle lewe. En kan ek vir jou sê dat dokters help nie, pille help nie, bid help nie, niks help nie. As jy geweier het om te vergewe, is jy oorgegee aan die pynigers. En ek dink eintlik jy verloor die beskerming wat God vir jou gee. Nou wil ek vir jou 'n prentjie wys, die basis van vergifnis. So, kom ons kyk hierna. As jy iets met jou gebeur het, dan moet jy verstaan, wat met jou gebeur het, is buite jou beheer, out of your control. Nou dit gebeur doelbewus, iemand wat kom en jou seermaak, of dis per ongeluk dit gebeur met jou, intentional or accidentally, maak mense jou seer. Maar van daar af is dit 100% jou besluit, in jou beheer, wat gaan ek doen? So, dis 100% in jou beheer. So, gaan ek vergewe. Ek gaan gehoorsaam wees, I'm going to obey, I'm going to forgive, of ek kan besluit, I disobey God's word. Ek gaan nie vergewe nie, ek doen dit net nie. Nou as jy vergewe, as jy gehoorsaam, as jy vergewe, is daar genesing, daar's 'n blessing vir my. As jy nie vergewe nie, is daar pyniging, daar's judgment, torment. Dis wat met jou gebeur. So, dis 100% in jou beheer. Ek dink daaraan, baie keer gebeur goed doelbewus, en partykeer gebeur goed per ongeluk. Maar dis 100% jou besluit wat jy gaan doen. En dan wil ek jou aanmoedig om 'n besluit te maak en sê, ek is kind van die Here, ek is deel van God se koninkryk, God leef in my, en ek gaan doen dit wat die Here sê. Maar kan ek nou vir jou vers 35 net weer na kyk? Hy sê, so sal my hemelse Vader ook met julle maak, as julle weier om julle medegelowiges met julle hele hart te vergewe. Nou waar sit onvergewensgesindheid? Onvergewensgesindheid sit nie hier nie, sit in my hart. So, as jy nou vir my vra, maar hoe moet ek dit doen? Dan moet ons na hierdie skrif kyk en sê, nommer 1, ek moet besluit om my hart oop te maak. My hele hart oop te maak. Dit beteken, ek moet dalk raad gaan vra, hulp gaan vra, met iemand gaan praat daaroor, en dat ek dit perspektief kry van 'n ander hoek af. My dalk in daai persoon se skoene gaan sit, en hom innig jammer te kry. Die koning sê, maar jy het niks gedoen nie. Jy het nie, die koning was woedend, want jy het nie jou medewerker innig jammer gekry. Jy het nie medelee met hom gehad nie. So, eerstens, ek maak my hart op. 2, daar moet innige jammer gevoel wees. Daar moet medelee wees. Daar moet iets in my hart gebeur vir daardie persoon. Plus, dan moet ek dit laat gaan. Ek moet my tronkdeure oopmaak en sê, ek laat dit gaan. En ek dink, dit wat jy hier in jou hart doen, is in die gees ook gebeur iets. Dan vergewe ek. Ek vergewe foute, ek vergewe beledigings, ek vergewe aanstoot, goed wat veroorsaak dat daar aanstoot plaasgevind het. Ek vergewe sonde teen my, ek vergewe verkeerde woorde, ek vergewe wonde. Dit wat gesê is, wat wonde gebeur het, wat veroorsaak is. Ek vergewe dit. En kan ek duidelik sê, jy moet mense vergewe. Jy moet groepe vergewe. Jy moet gebeure vergewe. Jy moet nasies vergewe. Jy moet politieke partye ook vergewe. En ek sien dit in Suid-Afrika, sit ons dalk met 'n haat en 'n ongelukkigheid teenoor 'n politieke party.
En eintlik word ons gepynig. Waar ons op 'n plek kom en sê ons vergewe hulle, ons spreek hulle vry, ons bid vir hulle dat die seën van die Here oor hulle is. En dis so waar. Hoe weet ek as ek iemand werklik vergewe het? Hoe weet ek? Want ek kan nou vir ou sê ek het vergewe, maar hoe weet ek? En hoor wat sê Matteus 5 vers 44. Maar ek sê vir julle, julle moet julle vyande lief hê. Seën die wat julle vervloek. Word ons nie baie keer vervloek deur politieke partye nie. Seën hulle. Doen goed aan die wat jou haat en bid vir die wat julle beledig en julle vervolg. So bid. Dan sê vers 45, sodat julle kinders kan wees van julle Vader wat in die hemel is. Weereens, ek's deel van die koninkryk van God. My pa is die koning van die heelal. Jy weet, so ek is 'n kind. Nou ek wil 'n kind wees soos my vader. Ek doen soos my pa doen. Want hy laat sy son opgaan oor slegtes en goeies. En hy laat reën op regverdiges en onregverdiges. So hoe weet ek? Ek bid, ek seën, ek doen goed. Die oomblik as ek in staat is om goed te doen vir daai persoon, dan doen ek goed. Nou, vergifnis is 'n baie groot sleutel. Nou, al hierdie sleutels hulle is maar almal dieselfde en al die ander deursleutels is maar dieselfde. Daar by die tronk hulle is 'n groot sleutel. Hulle sluit groot goed op. En ek dink dis hoe vergifnis is. Vergifnis is 'n baie groot sleutel wat 'n groot invloed in jou lewe het. En ek dink as jy op 'n plek is en jy voel my lewe is net 'n gemors. My lewe is net 'n gesukkel. Dan moet jy jouself afvra, word ek nie gepynig nie? Waar is dit my pyniging? Ek beleef eintlik pyniging. Dit beleef of alles net toe is in my lewe. Deure net toegaan in my lewe. Dat ek op 'n plek moet kom en dalk 'n lysie gaan maak. Sê my jy vat 'n pen en 'n papier, jy maak 'n lysie. En vra Heilige Gees, help my. Wie is daar wat ek moet vergewe? As jy die Heilige Gees vra, en jy dalk verbaas staan wie jy moet vergewe. En jy begin en jy vergewe. En jy maak 'n lysie. En jy skryf dalk neer wat hulle gedoen het. Party mense kan jy dalk maklik vergewe, ander is dalk moeiliker om te vergewe. Maar wat sê die Bybel? Die Bybel sê dat wees lief vir jou vyand. Seën wie jou gevloek het. Doen goed aan die wat jou haat. Bid vir die wat teen jou is. Bid vir die wat jou benadeel, wat jou sleg sê, wat jou vervolg. Dis wat ons moet doen. Dis hoe jy dit moet doen. En sê maar ek neem 'n besluit. Ek gaan vergewe. Nou sê Efesiërs 4 vers 32. Wees eerder vriendelik met mekaar. En dis so, baie Christene, hulle kan nie eens vriendelik wees nie. Dan sê hy, wees eerder vriendelik met mekaar, gee vir mekaar om. Vergewe mekaar soos God julle vergewe het op grond van wat Christus gedoen het. Kan ek weer vir jou lees? Vergewe mekaar soos God julle vergewe het op grond van wat Christus gedoen het. Nou, ons moet mense vergewe. Maar was jy al op 'n plek waar jy vergifnis nodig het? Waar jy 'n fout gemaak het, waar jy 'n verkeerde ding gesê het, gedoen het, en jy het vergifnis nodig. Dan soek jy vergifnis, en hoe wil jy vergewe word? Ja, okay, vergewe my, maar ons praat nooit weer met mekaar. Ja, vergewe my en ignoreer my. Ja, vergewe my en moet my nie help nie. Hoe wil jy vergewe word? Ek wil deur God vergewe word, dat God weer met my praat, God weer met my help. Dan sê hy, dis hoe ek moet vergewe. Weet jy, en toe Jesus aan die kruis hang, toe sê hy, Vader, vergeef hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. Toe vergewe hy. Ek dink as Jesus nie kon vergewe het nie, sou hy nie in die dood uit kan opstaan nie, want dan was daar sonde in sy lewe. Dan moes hy oorgegee word aan pynigers. Maar hy vergewe, en hy vra die Vader, vergewe hulle. En niemand het hom om verskoning gevra nie. Niemand het daar voor hom geval en sê, vergewe ons nie. Niemand. Hulle het gedink hulle doen die regte ding. Maar Jesus het hulle vergewe. Nou, dis hoe ons ook moet vergewe, om te vergewe, te sê, ek kan jou weer groet, ek kan weer vriendelik wees. Nou, het jy al vergewe? Nou, ek sit in die tronk, en hulle die storie. Nou, ek wil hê jy moet dit in jou notaboek neerskryf, ek gaan vir jou 'n paar punte gee, om te vergewe. Nou sit ek in die tronk, en dit praat oor vergifnis, en ons doen die kursus van Bruce Wilkinson,
Bruce Wilkinson praat oor, daar's 'n toets of jy vergewe het, daar's so glyskaal. Nou praat ek met hulle daar. En terwyl ek met hulle praat, of die Here skielik oomblik vir my vra, Johan, waar lê jy op die skaal? Oor 'n spesifieke persoon, waar lê jy op die skaal? En skielik oortuig die Heilige Gees my, ek is op die verkeerde plek. Ek het nie vergewe nie. Nou Bruce se toets, se glyskaal begin so. Skryf dit neer. Nommer 1 is, jy vergewe nie. Daar's gevoelens van seermaak, ek vergewe nie. Tweede, kom daar woede. As jy nie vergewe nie, kom daar woede teenoor daai persoon. Na woede kom bitterheid. Soos vergewe nie, woede, bitterheid. Van bitterheid, dis daai bitterheid, ek kritiseer, ek het negatiewe emosies, ek vertrou nie want ek is bitter. Dan kom sleg sê. Nommer 4 is sleg sê, skinder, ek skinder. Ek versprei stories, rumors. Jy weet, jy nie ou vergewe nie en dan sê, ja, maar onthou daai ou, jy weet, en dan vertel jy sommer 'n storie van daai, dis om jy nie vergewe het. Dan draai jy 'n wrok. 'n Wrok is, ek het aanstoot geneer, ek ignoreer daai persoon. Ek wil hom nie sien nie, ek wil nie met hom praat nie. Ek groet nie, ek's nie vriendelik nie. Ek kyk hom so in die oë en kyk ek weg. Dra 'n wrok. Van 'n wrok af kom haat. Haat is vreeslik krities te wees. En dis die hartseer, as jy 'n wrok dra teenoor iemand, kan 'n wrok teenoor jou vrou of 'n wrok teenoor jou man teen 'n familielid, hulle kan goed doen vir jou. Jy kan dit nie raak sien nie. Hulle kan vir jou lief wees, jy kan dit nie raak sien nie want jy's vyhandig. Jy's net met 'n kritiese hart, jy haat net, dis alles wat in jou hart is. Daar's haat. En dan kom wraakgedagtes. Nou wat sê die Bybel? Hy sê die wraak kom jou nie toe nie, dit behoort aan die Here. So die oomblik as jy wraakgedagtes het, hier in jou gedagtes van 'n storie, ja, ek breek sommer sy been of 'n ding, daar's wraakgedagtes. Dan dis nie eens iets fisies wat jy doen nie, maar dis hier in jou gedagtes. En wat ek daai dag agtergekom het, dat daai gedagtes is kort hier in my. Kort dink ek dan, niemand weet daarvan nie. Eintlik net ek en die Here weet daarvan. Paulus kom en hy sê, ek het daai vergeef en die Here weet. So God weet wat in jou hart aangaan, of jy vergewe het. So as ek jy lysie vinnig kan sê, is vergewe, ek wil nie vergewe nie, daar's woede, daar's bitterheid, daar's sleg sê, dan dra ek 'n wrok, dan's daar haat, en dan kom daar 'n wraakgedagtes. Ek wil wraak neem. En wat ongelukkig gebeur dit, dat mense fisies wraak neem. Nou, as jy vergewe, dan is die vraag altyd, moet die verhouding nou herstel? Moet ek nou weer gaan vleis braai? Dan sê ek, as jy jou vrou vergewe, dan moet die verhouding ons maar weer herstel. As jy vergifnis soek, dan moet die verhouding weer herstel. Dis hoe God wil hê ons moet vergewe. Ek dink ons wil baie keer vergewe, ons wil niks weer met die persoon te doen hê. Dan wonder ek, waar is jy op die lysie dat ek moet kan vergewe? Ek dink jy kan vergewe en sê, luister, ek stel 'n grensie op. Ek gaan nou versigtig wees. Dit sê maar ek doen nou besigheid met jou en jy doen my in met besigheid. Gaan ek nou weer by jou iets koop? Gaan ek nou weer besigheid by jou doen? Die ander dag is by 'n winkel jong en ek en die ou het 'n groot verskil oor goed wat gekoop is. En ek sê vir myself, ek hoop ek sal nooit vir jou koop nie. Ek wil dit eintlik vir jou sê. Dis of die Heilige Gees vir my sê, pas op, want môre het jy hom nodig. En dit is so. Mense sal so maklik kom sê, ek sal nooit weer my voete hier sit nie. Maar môre het jy skielik daai persoon nodig. Daai winkel nodig. Dan maak jy of dit niks is nie. Die dokter vertel my wat dit gebeur baie met hom. Nou, dis eintlik so interessant. Dat mense niks, hulle is sommer kwaad vir hom. En die volgende oomblik sê siek, dan is hy weer die beste dokter en het hom weer nodig. Maar ek dink jy kan 'n grens opsit met verkeerde verhoudings en sê luister, ek gaan nie toelaat dat hierdie ding weer in my lewe gebeur. Ek sluit dit toe, ek gaan dit nie toelaat nie. Ek bedoel, jy kan tog nie iemand wat jou molesteer weer verhouding met so 'n persoon het en sê hierdie is verkeerde ding, ek sluit dit toe. Ek kan eerlik sê ek het vergewe, geen haat, geen wraak. As hy langs die pad kom, sal ek kom en ek sal hom help, maar ons braai nie weer saam vleis nie. Ons het niks met mekaar te doen nie. Hierdie is 'n toksiese verhouding wat verkeerd is en ek maak dit toe. So, maar ek dink jy moet jou hart toets. Moenie dit 'n verskoning maak. Sê ek sit 'n grens op en beskerm my. Dis jou verskoning. Want God weet wat in jou hart aangaan. So, hoe vergewe ek?
Dan wil ek sê, gebruik hierdie sleutels. En ek dink, ons moet daar in die sirkel vra, hoe kan ons mekaar help om te vergewe? So dis die vraag, hoe kan ons mekaar help om te vergewe? So, kom ons gaan deur dit. Ek sê om te vergewe, moet jy besef die effek van as ek nie vergewe. So dis nommer 1. Ek moet besef, wat is die effek? Wat is die effek vir my kinders? Wat is die effek vir my nageslag? Om te besef dat God sê ek is sy kind en ek moet doen wat hy sê. Ek is deel van sy koninkryk. Ek dink jy moet bid en vra, Here, help my om te vergewe. Begin bid vir daai persoon. Wanneer ek 'n gedagte kry weer van wat gebeur het, dan sê ek het daai persoon vergewe en dan net daar bid ek. En ek dink baie keer wil die duiwel weer met bitterheid kom. En die oomblik as ek vir daai persoon bid, dan kom daai vergifnis net daarin. As dit nodig is, gaan praat met die persoon. En ek dink baie keer is dit nie nodig om te gaan praat nie, want jy gaan net ou wonde oopkrap en ou goed en elke ou dink hy is reg. So ek dink baie keer moet jy nie eens gaan praat nie, jy moet net op 'n plek kom en sê ek is soos Jesus, ek vergewe sonder om daaroor te praat. Dat ek kom en ek vergewe daai persoon. As dit nodig is, gaan sien iemand. Maar ek dink jy moet 'n besluit maak, sê ek gaan vergewe. En dan sê ek altyd, ek wil 'n super forgiver wees. I want to be a super forgiver. Kry dit nie altyd reg nie, maar ek wil. Nou ek kan kwaad raak vir goed wat verkeerd is. Moenie 'n fout maak nie, maar ek moet vergewe. Ek moenie kom en sê ek kan nie, ek sal nie. Nee, ek moet sê ek kan. Ek is 'n super vergewer. Dis wie ek is. Ek is iemand wat vinnig kan vergewe. Nou as ons by die vraag kom, hoe kan ons mekaar help om te vergewe? Wat ek baie keer doen, ek praat met my vrou daaroor. En dan sit my vrou haar partykeer net in die ander een se skoene. En dit kan my partykeer vies maak. Maar dan skielik het ek medelee. As sy dalk net van 'n ander insig inkom en bietjie aan 'n ander hoek praat, skielik kom daar innige meegevoel in my hart. Skielik kom daar medelee. En skielik praat sy daaroor en dan besef ek dat ek moet vergewe. So ek wil hê daar waar jy nou is, dat jy praat oor hoe kan ons mekaar help om te vergewe. Kom ons bid saam. Vader, dankie dat U ons vergewe het. Baie skuld vergewe het, Here. Help ons om ander te vergewe. Help my om soos Jesus te wees, om te kan vergewe in die krisis, in die moeilik, vry te kan spreek en sê ek vergewe. Dankie dat U vir ons 'n sleutel gegee het wat ons lewe vrymaak, wat die duiwel nie 'n houvas oor ons lewe het nie. Ons het 'n sleutel om te gebruik om te vergewe. Ons lyk nie soos die wêreld nie, ons is soos God. Dankie vir U liefde en U goedheid in die naam van Jesus. Amen. Dankie. Jy is 'n great blessing.